Ek sou sê een van die groot lesse wat ek geleer het uit op my eis is dat jy regtig nie jouself met ander mense kan vergelyk nie. Ek dink dat 'n ding wat ek volgens lewe is dat the trap of comparison is the recipe for feeling small. Ek onthou die heel eerste dag wat ek daar aangekom het, moes ons soos modelwerk gedoen het of deur soos wierootjies loop en ek het soos geprobeer en dit het net nie lekker uitgewerk nie en eventueel toe begin my baie onderkry en die camera crew het naderhand vir my gesê soos staan net in hierdie boom, ons wil om jou werk en ek het so min en klein gevoel en daai aand het ek gehuil en ek was net so sjok, hierdie is nie vir my nie. Ek voel my skoonheid lê in my hart en nie oor die modelwerk of jy weet pose en pout en sulke goedjies nie. En die stylist het na my uitgekom toe sê vir my Rachel, as jy skoonheid in jou lê, soos laat daai dan uitkom. Laat daai dan die ding wees waarin jy in jou confidence gaan bou en vind en ek het toe van daar af net benader en te glo en vertrou wat binne my is. Jesus binne my is en dat ek daai gaan uitstraal en dat mens altyd net jouself moet wees. Ek dink as ek soos bietjie dink teruggaan, soos daar's net een jy, verstaan, en dit is my lekker om in die onderwys wat ek geleer, soos nie een kind is dieselfde nie een meisie wat ek teach wat voor my sit, dink dieselfde, redeneer dieselfde, skryf dieselfde nie, soos almal is so uniek geskape, en ek dink al wat God wil hê is dat jy net moet wees wie hy jou gemaak het om te wees, dit wat hy binne in jou geplaas het, net te kom en te bring na hom toe, en te bring na die wêreld toe, want jou uniekheid is wat hierdie wêreld nodig het, en ek dink so baie meisies probeer, jy weet, iets te wees wat die wêreld vir hulle sê hulle moet wees, en so in dit raak hulle eintlik seer, en voel nie genoeg nie, en hulle selfwaarde is baie laag, maar dis maar die lekkerste ding om in die skool en vir jong meisies iets te kan beteken, om dit wat hulle binne in hulle is te unlock, en hulle te help om, jy weet, voluit in dit te hardloop, en dit is my mooi om dan te sien, daar's een dogtertjie, sy het nooit regtig eens gepraat nie, sy is toe gedoop, ons stap toe lekker pad saam, en nou sy is soos een van die beste public speakers in ons skool, en dit was my mooi om te sien hoe Jesus, sodra jy 'n leuen aanspreek en 'n waarheid aanvaar in jou lewe, hoe jy dit kan conquer, en hoe kragtig God dit kan gebruik. So ek dink, meisies wat sukkel met selfwaarde, is so belangrik om naby aan Jesus te loop, want in hom lê ons ware identiteit, en dit is wat ons moet glo, en dit is wat ons voor moet verklei, en waar ons moet glo. Ek dink die eerste gedagte wat by my kop opgekom het, toe ek gehoor het op die ouderdom 23, moet ek gaan vir 'n hartoperasie, of net dat die huisdokter gesê het, ons moet dalk dit uitcheck, het ek gedink, sjok, het nie nou tyd vir hierdie nie, ek het te veel verantwoordelik gevoel vir soos my kindertjies in die skoolwerk en dinge wat moet gedoen word en dinge wat ek nog wil doen, so ek het net gevoel soos ek het nie nou tyd vir dit nie. Maar ek het toe in daai tyd nader aan die Here beweeg en toe ek nou gegaan het vir my hartoperasie, het regtig net vir my gevoel of die Here my roep tot volle restoration, dat hy 'n fisiese werk wil kom doen in my, en dat hy, jy weet, die storie en dit waardeur ek moes gaan, en dit wat hy wou, die seer van die verlede wat hy wil kom herstel, die hele herstel ding was my baie mooi, is hoe hy my wil gebruik, om ander mense te nader aan hom te bring, en te herstel en te restoreer, en ja, ek glo, ek het baie in daai tyd geleer, en het met baie emosies gedeel, maar ja, dit was maar vir my scary, maar ek het net die hele tyd vasgehou aan wat die Here wil kom doen, that he wants to restore me, en ek wou hom toelaat om te doen soos wat hy goed gedoen het, en ek het na my hartoperasie regtig soos verandering gevoel, en baie meer protective gevoel oor my hartjie, en ja.